Daar was jare terug 'n liedjie wat wêreldwyd gespeel het. Die woorde was eenvoudig, maar eerlik. I can't get no satisfaction. En as ons net eerlik is, dis steeds die storie van ons tyd, is dit nie? Ons leef in 'n wêreld van kitsoplossings, vinnige kos, dis vinnige geld, vinnige verhoudings wat net so verbywaai. En dan soek ons vinnige antwoorde. En alles moet amper werk soos 'n inry of 'n deurry, of in Engels 'n drive-through. En tog diep binne in ons bly daar hierdie leegheid. 'n Leegte wat niks kan vul nie. En ons dink, miskien as ek net wegtrek. Miskien as ek net onder my ouers se dak uitkom. Miskien as ek 'n ander werk kry, in 'n ander dorp, 'n ander land, Amerika, Europa, net elders anders. Dan sal ek uiteindelik gelukkig en tevrede wees. En dan gebeur dit nie. Dan ook, ons is nie tevrede met hoe ons lyk nie. Nie tevrede met hoe ons gebou is nie. Nie tevrede met waar ons woon of wat ons bereik het nie. En soms raak dit so diep dat ons selfs nie tevrede is met die huweliksmaat wat Vader vir ons gegee het nie. En die ergste is, ons is nie tevrede met onsself nie. En dit is soos 'n jong meisie by die universiteit wat net eendag net gehuil het. En niemand kon sê wat is fout met haar nie. Tot sy voor haar pa uitbars en sê, "Pa, ek wil iets hê en ek weet nie wat dit is nie." En baie mense leef presies vandag daar. En weet jy hoekom? Omdat jy na die beeld van God gemaak is. Jy is vir God gemaak. Jy het 'n liggaam, maar binne in jou leef 'n gees en 'n siel wat gemaak is vir gemeenskap met hom. En daardie gemeenskap is deur sonde verbreek. Ja, Jesaja 59 vers 2 sê, julle ongeregtighede het 'n skeiding gemaak tussen julle en julle God. En dis hoekom daar 'n skree hier binne jou is. Dis hoekom jy dink, jy sal dit in 'n verhouding, of in seks, of in dwelms, geld, sukses, jou geluk vind, maar elke keer eindig dit leeg. Jy soek eintlik na jou hemelse Vader, en jy weet dit nie. Ware tevredenheid, vrede, doel en betekenis begin eers wanneer jy jou lewe oorgee aan Jesus. Dawid sê in Psalm 37 vers 4, verlustig jou in die Here, dan gee hy jou die begeertes van jou hart. Jou grootste vreugde is nie iets nie. Dis iemand, en sy naam is Jesus.